nader tot die Here. Hy sal getrou ook nader tot jou, nader tot die Here. Naby aan ons Here, naby aan ons Here, waar twee of meer in U naam verkeer, is U naby aan ons Here. Ek nader tot U Here, ek nader tot U Here, hier deur die Gees wil U by my wees. Ek nader tot U Here, U is naby aan ons Here, ons nader tot U Here. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, baie dankie vir U uitnodiging. U wat gesê het, hy wat tot my nader, ek sal tot hom en haar nader. U wat ons uitnooi en sê, kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Here Jesus, U hande is altyd oop, U arms is wyd en ontvanklik vir ons. Here, dit gaan ons verstand te bowe dat U met ons enigstens bemoeienis wil maak. Wat is die mens dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. Here, ons is sondig en ons beste werke is vuil lappe. En tog, Here, tog reik U uit na ons. Tog neem U die inisiatief in ons redding. Here, dit gaan ons verstand te bowe. Ons kan net sê dankie, dankie, dankie. En ons wag op U, Here. Ons wag op U. Want ons weet, Here, een dag in U teenwoordigheid is beter as 1000 daar buite. Amen. Psalm 130 vers 5 en 6 sê, ek wag op die Here, my siel wag, en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as die wagters op die môre, ja, wagters op die môre. Ons het vir mekaar gesê, God is hier teenwoordig, want hy het dit beloof. Want hy het gesê, waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Die vraag is net, is ek en jy teenwoordig? Want partykeer kom sit ek met my liggaam hier, maar my kop is nie teenwoordig nie. My gedagtes dwaal nog op ander plekke. En met die volgende lied is dit eintlik 'n belydenis wat ons vir die Here sê, Here, U kerk is hier by mekaar. Ons is hier. Spreek, Here, hier is U kerk. Want ons is U liggaam, U is die hoof. Stel ons aan, ons is gekies, U gee ons die guns, laat U Gees oor ons elkeen kom. Maak hierdie wil deur ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken, laat U Gees
ons is die liefde bring. Elke mens sien as die tempel, deur genade u goedheid bewys, waar die kerk van u liefde getuig. Stel ons aan, ons is gekies, die gee ons die guns, laat die gees oor ons elkeen kom. Maak hierdie wil deur ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken, laat die gees oor ons elkeen kom. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is die liefde bring. Elke mens sien as die tempel, deur genade u goedheid bewys, waar die kerk van u liefde getuig. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is die liefde bring. Elke mens sien as die tempel, deur genade u goedheid bewys, waar die kerk van u liefde getuig. Hier is die kerk, hier is die kerk, hier is die kerk, hier is die kerk. Ja, hier is u kerk, Here. As ons dink aan die tyd waarin ons nou kom, volgens die kerkkalender, is ons nou in die tyd van Epifanie. En Epifanie, of die Epifaniefees, was altyd die 6de Januarie die Oosterse en die Westerse kerke gevier. En wat Epifanie beteken is Gods verskyning. Dit gaan oor die Here wat hom aan ons kom wys. En met die viering van die Epifaniefees word daar meer as net Gods verskyning herdenk. Ons herdenk onder andere Jesus se aardse verskyning, sy geboorte wat ons ook dan gevier het hier in die Kerstyd, die Vader en die Heilige Gees se teenwoordigheid tydens Jesus se doop, waar die wolke oopgegaan het en die stem gekom het en die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op Jesus gekom het en die stem het gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, luister na hom. Die vertoning van Jesus se mag met die eerste wonderwerk wat hy gedoen het in Kanaan, waar hy water in wyn verander het, die openbaarmaking van aan die nasies met die besoek van die sterrekykers en die besoek van die sterrekykers en die verskyning van Jesus as Messias en koning aan die volke, is dan die hart van die Epifaniefees. So, dit gaan oor Jesus, God wat homself kom wys. God wat hom aan die mens kom openbaar. Jesus wat gesê het, alles wat julle my sien doen, sien julle die Vader in werking. Want ek doen niks uit my eie uit nie, ek doen wat ek die Vader sien doen het, en dit doen ek dan. As ons kyk na Psalm 8, Psalm 8 sê, Here, onse Here, hoe magtig is u naam oor die hele aarde, u wat u luister bo die hemelruim vestig, deur die mond van kleuters en suigelinge, het u mag gevestig vanweë u teenstanders, om vyande en wraakgierige stil te maak, wanneer ek na u hemelruim kyk,
die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u gevestig het, wat is 'n mens dan dat u aan hom dink, 'n menskind dat u aan hom aandag skenk. As ons hierdie woorde, dan wil ons hierdie woorde ook vir die Here sing. Die Here wat hom openbaar in die natuur en hom openbaar vandag rondom ons, selfs in hierdie besige wêreld met sy tegnologie en alles, kom openbaar die Here hom op verskeie maniere. Ek wil dan nou vra dat ons sal staan en dan sing ons die vlamlied wat sê as ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, wat dan ook hier in Psalm 8 na vore kom. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, maar die sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Wat is die mens dan dat u na hom omsien? U laat ons heers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Wat is die mens dan dat u na hom omsien? Hoe leer ons hier, hoe wonderbaar die naam, hoe leer ons hier, jy Vader roep sy naam, hoe leer ons hier, hoe wonderbaar die naam, hoe leer ons hier, jy Vader roep sy naam. Die werke van die vingers, maar die sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Wat is die mens dan dat u na hom omsien? U laat ons heers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Wat is die mens dan dat u na hom omsien? Hoe leer ons hier, hoe wonderbaar die naam, hoe leer ons hier, jy Vader roep sy naam, hoe leer ons hier, hoe wonderbaar die naam, hoe leer ons hier, jy Vader roep sy naam. Ons roep die naam, ons roep die naam. Kom ons sluit die oë. O Heer, ons Heer, hoe wonderbaar is u naam. U heerlikheid is soos 'n doek wat oorgespan word oor die wêreld. En elkeen van ons word daaronder toegemaak. Here, dankie vir u goedheid. Dankie dat u so na ons omsien. Ons hardnekkige volk, wat baie keer weerbarstig is, wat baie keer selfs in opstand is. Tog doen u die wonder en hanteer u ons met liefde en genade. Verander ons hart, o Heilige Gees.
verander ons al meer om te lyk soos Christus. Mag die vrug van u teenwoordigheid in elkeen van ons se lewens sigbaar wees. Mag dit aan ons lewensboom hang. Vriendelikheid, goedhartigheid, vrede, vreugde. Mag dit iets wees wat mense sal sien. Iets waarin ons as u kerk geken sal word. Want Here, die wêreld buite is stikkend. En die wêreld buite, Here, is vol haat. Maar u roep ons en sê, gaan leef my liefde uit. Gaan wys vir die wêreld my liefde. Wys vir hulle dat ek hulle liefhet met 'n ewige liefde, want dit is deur julle liefde vir mekaar dat hulle juis dan sal glo in 'n wêreld vol haat en doodslag. Amen. Ek wil vra dat sommer daar waar jy sit, ons 'n lofsang gaan sing, wat sê, lied 184, lof sing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Sommer daar waar jy sit, kom ons sing dit dan uit volle bors. Sing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Here. Kunstig u lichaam berei het. Hy is die sterke wat altyd nog by u gebly het. Wat in gevaar, hoe groot, hoe dreigend, hoe zwaar, hoe u sy vleugels gesprei het. Lof sing die Here, dis hy wat u kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig, die reën. Oorsterfling weet, hy wat almagtig regeer, het ons in liefde beheer. Lof sing die Here, ja almal kom loof nou die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Hy is die Heer van die Here. Vanoggend het ons nou nie baie kindertjies nie. Die twee wat nou hier was is nog sekerlik moederskamer toe ook. Is nog net jy wat hier sit, my meisiekind. En dan glo ek almal van ons is nog lekker jonk in gees. So as ons dink aan vanjaar, dan is daar iets soos 'n lysie wat ons baie keer mos maak aan die begin van die jaar van wat ek alles wil doen. En hierdie lysie is baie keer dinge wat ek beter wil doen as die vorige jaar. Dinge soos byvoorbeeld dat ek my kamer hierdie jaar netjieser wil hou. Ek wil dalk vir mamma en pappa help. Ek wil vriendeliker wees. Dalk as jy jou rapport gekry het, sê jy, my lysie sê vooraan, ek wil hierdie jaar harder leer. Nou wanneer ons in die begin van die jaar so 'n lysietjie opstel, dan noem ons dit nuwejaarsvoornemens. En dis mos iets wat ons baie keer goed vertroud mee is. Want dit begin so in die begin van die jaar, en in Februarie maand, daar bestaan dan nie meer so iets nie. Dan was dit net, ek weet nie, ons noem dit 'n nuwejaarsvoorneme, maar eintlik wees 'n nuwe dag voorneme, want die volgende dag het ons weer vergeet daarvan. Veral as jy gesê het, hierdie jaar gaan ek fikser word en alles, ek probeer dit elke jaar, aan die einde van die jaar, dan kom ek agter, ek het nie lekker verstaan nie, ek het gesê ek wil fikser word, nou kom ek agter ek het vetter geword, so ek weet nie hoe die twee werk nie. So 'n nuwejaars, 'n voorneme is 'n besluit wat jy dan in jou hart neem
om iets te doen. En dis baie keer iets wat jy in jou hart voorneem, wat jy nie vir mense sê nie. Dis iets wat jy hier binne kan dra en sê, van nou af wil ek dit doen. Partykeer, dan maak jy dit publiek, dan maak jy dit openbaar, en vertel jy dit vir ander. Jesus wil egter hê dat ons hierdie van wat ek graag wil beter doen in dit, dat ons hom sal innooi en sê, ek wil dit saam met jou doen. Ek wil nie jy moet goed alleen aanpak nie. Ek wil hê dat jy my sal ken daarin, en ek sal jou dan die krag gee om dan ook daarby te bly. Want ons het baie keer iemand nodig om my te herinner aan dit wat ek gesê het ek gaan doen. Nou, as jy dink aan 'n pen, as ek nou hierdie pen kan niks by homself doen nie. Jy kan die beste ink hê, dit kan die pragtigste pen wees, dit kan nou, hierdie is sommer net 'n biek, maar as ek nou een van hierdie goue Parkers gehad het, dit kan die beste pen wees. Maar as ek hom hier op die papier neersit, dan lê hy daar tot vervelings toe. Ek het iemand nodig om die pen vas te hou en daarmee te skryf. En dit is wat die Here sê, in my hand is jy bruikbaar, en in my hand kom daar die mooiste na vore, maar jy moet in my hand wees. Goed wat jy op jou eie probeer doen, is soos 'n pen op 'n papier. Dit beteken nie veel nie. Dit lyk na 'n mooi opset, en ek kan foto's neem en ek kan dit op my Instagram en goed sit, maar dit waarvoor dit gemaak is, die pen, kom nie tot sy ware reg nie, en dit is om te skryf. Jesus vra dat ek en jy soos 'n pen in sy hand sal wees, ook in 2026, en dan te kan sê, ek gaan 2026 my in die hande van die Here sit. Ons teksgedeelte vir oggend kom dan uit 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 1 Korintiërs 2 vers 5. En ons hoor in hierdie gedeelte, hoor ons iets van 'n voorneme ook wat geneem word. 'n Voorneme wat geneem word deur Paulus. En Paulus maak sy voorneme publiek, want hy skryf dit op. En ons het dit dan vandag ook om te lees. So as ons nou die gedeelte gaan lees, die woorde gaan op die bord wees, wil ek vra dat daar waar jy sit, het ons 'n gewoonte wat ek graag wil hê dat ons dit sal aanleer, om met ons handpalms oop op ons skoot te sit, wat 'n teken is van ontvanklikheid. Waarin ons vir die Here sê, Here, as U nie spreek nie, gaan niks verander nie. Dit kan 'n mooi woorde wees, maar is U Gees wat dit lewendig maak. So ek wil vra daar waar jy sit, dat jou handpalms soos wat die prent op die bord is, net diep sal asemhaal, en net weet, God is hier teenwoordig. En soos my handpalms nou so oop is, wil ons vir die Here vra, Here, ons wil deur ons gebaar, wil ons wys dat ons ontvanklik is vir U woord. Wil U met ons praat deur die prediker? Here, wil U my, as die een wat voorgaan met die woord, wil U my diep in die kruis en wegsit, dat dit U woorde sal wees, alhoewel dit my stem is, mag dit U woorde wees. O Heilige Gees, ons is afhanklik van U, as U nie spreek nie, as U nie beheer neem nie, dan is ons byeenkoms regtig niks seggend. Ons wag op U, en Here, ons weet dat U ons gaan en sal ontmoet, want U het beloof, waar 2 of meer in my naam is, en op my wag, daar is ek. En ons wag op U, Here, spreek Heer, U dienaar luister. Amen. Ons gedeelte van 1 Korintiërs klink dan as volg. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God, want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak, en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man, waar die skrifkenner, waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens,
Deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van mense. Broers, dan ook susters, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is daar onder julle nie baie wyses, nie baie invloedrykes of mense van adelike afkoms nie. Maar die dwaasheid van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam en die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrike en die veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies, dit wat niks is, om wat wel iets was tot niet te maak, sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan roem nie. Deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het, wat van God kom, regverdiging sowel as heiliging en bevryding. Daarom soos daar geskryf staan, wie op hom iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. En dan hoofstuk 2 begin dan as volg: wat my betref, dis nou Paulus aan die woord weer, broers en susters, toe ek na julle gekom het, het ek nie gekom om met verhewe woorde of wysheid God se geheimenis aan julle te verkondig nie. Ek het besluit, en die 83 vertaling sê, ek het my voorgenem om by julle van niks anders te weet nie as van Jesus Christus en hom as gekruisigde. Daarby het ek in swakheid na julle toe gekom, vol vrees en bewing. My lering en my verkondiging het nie berus op oorredende woorde van wysheid nie, maar op bewyse van die Gees en van krag, sodat julle geloof nie op die wysheid van mense berus nie, maar op die krag van God. Paulus kom en hy sê hy het 'n voorneme. Aan die begin van die jaar het ons ook voornemens. En baie van hierdie voornemens, soos ek gesê het, kom baie keer nie tot uitvoer nie. En as Paulus praat in 1 Korintiërs 2, dan praat hy van 'n voorneme wat hy gemaak het, wat soveel anders te klink as voornemens wat ons baie keer maak. As jy dink aan jou voornemingslysie, dan is die voornemens baie keer nie dit nie. Nie dit wat Paulus sê nie. Want voornemens gaan oor my. Dit gaan oor wat ek daaruit kan kry en myself te bevorder en self te verbeter. Maar sy voorneme is om niks anders te weet as Christus Jesus en hom as gekruisigde. En ons hoor ook dat 'n voorneme is iets waarin ek dan op fokus om my vorentoe te vat, sodat ek dit sal bereik en behaal. Wat beteken dit dan as hy sê, ek het my voorgenem, ek het besluit om by julle niks anders te weet as Christus Jesus en hom as gekruisigde? Wat beteken hierdie voorneme? Paulus se hele bestaan en verkondiging staan en val by die kruisdood en opwekking van Jesus Christus. Die kruis en sy betekenis, het ons gehoor, klink dalk in wêreldse terme onlogies, maar dis juis die geloofsbril waardeur alle Christene, ek en jy, ja, kinders van die Here, die wêreld om hulle beskou en daarvan af hanteer. Vir ongelowiges klink dit totaal en al belaglik. Maar dit is juis dan die grootste krag van God vir elkeen wat gered word. Die kruis. 'n koning wat kom. 'n
koning van alle konings, wat in die vorm van 'n diensknegt kom, en homself verneder, nog laer as 'n diensknegt. 'n Koning, wat nie op 'n perd, 'n hings kom, 'n Arabiese hings kom, wat majesteus is, en almal in verwondering bring. Nee, hy kom op 'n donkie. Nie een wat in 'n paleis gebore word nie, maar in 'n nederige krib. Een wat nie 'n swaard vat en 'n klomp krygsmanne bymekaar maak en sê, ons gaan die oorwinning behaal, en hierdie strategie en hierdie groot leermag gebruik om oorwinning te behaal nie. Nee, 'n kruishout te gaan hang. Dit klink belaglik. Dit klink belaglik vir die mense van daai tyd. Dit klink belaglik ook vir mense vandag. Is dit dan die krag van God? Geen wonder hulle het vir Jesus op 'n stadium gesê, as jy dan nou so, jy wat ander gered het, red jouself en kom van die kruis af. Selfs daar het hulle hom bespot en gesê, is dit hoe krag lyk? Is dit hoe God se mag lyk? Die evangelie is nie gebou op die menslike wysheid van filosowe, boekgeleerdes of debatvoerders van hierdie wêreld nie, maar op die dwaasheid van die verkondiging van dit wat Paulus verkondig, naamlik 'n gekruisigde Christus, 'n gekruisigde gesalfde, die gesalfde van die Here. Jy sien, die Jode het gesoek vir indrukwekkende tekens. Dis hoekom hulle ook in Markus 8 vers 11 sê hulle, die Fariseërs het na vore getree en begin om met hom te redeneer. Om hom te toets het hulle dan ook om 'n teken gevra vanuit die hemel. Wat ironies is. Jesus wat 'n klomp wonderwerke doen. Die eerste wonderwerk is die water en wyn wat in Kanaan was. En ons hoor dit dan, dit is die verskyning, God se openbaring, epifanie. En tog vra hulle vir tekens. Hy wat vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan het, Jairus se dogtertjie, die weduwee van Naim se seun opgewek het. Hy wat die brood en die visse verneder het. Al hierdie dinge. En dan kom hulle en sê, ons sal net glo as u vir ons 'n wonderteken uit die hemel uitdoen. Daar's 'n gesegde wat sê, niemand is so blind soos die een wat nie wil sien nie. En niemand is so doof soos die een wat nie wil hoor nie. En dit is hoekom die Here ook hierdie Fariseërs vir hulle sê, julle is 'n klomp adderlike geslag, julle is 'n wit gepleisterde graf. Buite maak julle self so mooi en netjies, maar van binne is julle 'n klomp doodsbeendere. Hy vat hulle aan. En as 'n mens kyk in die woord, dan vat hy nie die ander aan nie. Hy vat juis die godsdienstige groep aan, die wat veronderstel is om van beter te weet, die wat getuig dat hulle God ken. Dis vir hulle wat hy aanvat. Dis vir hulle wat hy vir hulle sê, julle adderlike geslag. Hy sê vir julle, hy kom en dan sê vir julle is soos 'n beker. Binnekant is daar die klomp vliee en muggies, maar julle sorg net dat die buitekant van die beker moet skoon wees. Hy sê, moet die binnekant, is dit nie die binnekant wat eintlik moet skoon wees nie? Is dit nie waar dit eintlik van saak maak nie? Hy sê, maak die binnekant van die beker skoon en die buitekant sal ook skoon wees. So hy's heeltyd met hulle besig, hierdie Fariseërs wat om 'n teken, hierdie mense wat om 'n teken vra. En dan was daar die Grieke gewees. Hulle het weer geheime kennis gevra. Gnostici. Hulle het om wysheid gevra. Om so dus hulle self te verlos. Jy sien, in albei gevalle moes menslike wysheid en menslike vermoë verlossing bewerkstellig. En die boodskap van die gekruisigde Christus was dus dan vir die Jode 'n geweldige skok. En vir die Grieke belaglik, dwaasheid. Hulle sou eerder wou sien dat mense deur selfbepeinsing en selfkennis
na God toe opgaan, as wat God na hulle toe afdaal. Want jy sien, as ek na God toe opgaan, dan gaan dit oor wat ek doen. Hoeveel van die goed ek reg kry, so ek kan myself bevorder, en ek kan die trappe, die leer, die hiërargie, kan ek uitklim, tot by God. En kan ek dan op jou, soos ek op die tweede en die derde trappie is van my leertjie, kan ek op jou neersien, en sê, kyk waar's ek, kyk waar's jy. Maar jy sien, wanneer God afbuig na ons toe, is ons almal gelyk. Dan is daar nie ryk en arm. Dan is almal gelyk. En dis hoekom hulle glad nie van hierdie boodskap hou, van 'n God wat neerbuig tot by mens. Nee, ons wil na hom toe opgaan. Ons sal soos die Here wees. Klink dit nie bekend nie? Daar's 'n stuk in Jesegiel wat ons hoor die woorde van Satan wat sê, ek sal soos die Allerhoogste wees, en ek sal opstyg en ek sal soos God wees. Mens hoor 'n stuk hoogmoed, selfverheffing. Jy sien die goddelike dwaasheid van die kruis, toon juis die krag van God en sy wysheid, om ons as mens te verlos. Ons kan aanvaar dat daar sekere gemeentelede was, wat gemeen het Paulus se boodskap en die aanbieding daarvan minderwaardig was, omdat hierdie filosofiese wysheid nie op 'n filosofiese wyse aangebied was, wat voldoen het aan die reëls van die redenaarskuns van daardie tyd nie. Hulle het gedink, hierdie is net 'n Jan Allerman. En dit is hoekom die mense ook so verbaas was, as hulle vir Stefanus, maar die uitstorting van die Heilige Gees, as Stefanus gevange geneem word, waar Paulus, hierdie einste Paulus, teenwoordig was, want hy het die klere opgepas van die wat die klippe gelaat neerreën het op Stefanus. Hierdie Stefanus het voor hulle gaan staan, die Sanhedrin, het voor hulle gaan staan, en dan staan het, en sy gesig het gestraal soos die van 'n engel, en hy het met wysheid gepraat, en hulle was verstom oor sy wysheid. Hulle was ook verstom oor die disippels se wysheid, en gesê, is hierdie nie gewone vissermanne, gewone mense nie? Hulle praat met wysheid. Die eerste bekeerlinge in Korinthe was nie noodwendig vanuit vooraanstaande families nie. Niemand kon dus die bors uitstoot en homself opblaas en op homself roem en sê, kyk wat het ek bereik nie. Hierdie verlossing het slegs gekom deur die goddelike roeping. God het net na die vooraanstaandes gekom nie, maar na elke liewe mens. Selfs die wat deur die vooraanstaandes uitgewerp was en uitgeskei was uit die samelewing. Inteendeel, die Here het juis na hulle toe gekom. Hy het hulle geroep, vrygespreek, om hom voortaan te dien. Slegs deur God se toedoen behoort die gemeente van Korinthe nou aan Jesus Christus. Jesus het vir ons die wysheid van God geword, juis omdat hy die gekruisigde en opgestane Here is. En daarteenoor staan die sogenaamde intellektueles, die slimmes, die magtiges, die vooraanstaandes, staan hulle beskaamd, omdat hulle wysheid, of hulle posisie, of selfs hulle geld, of hulle invloed, geen verskil kan maak nie. Nee, hulle kan geen verlossing of uitkoms bewerkstellig nie. Al glo hulle kan. As iemand dus wil spog, moet daar nooit op eie prestasie gespog word nie, maar slegs op dit wat Jesus Christus vir my en jou gedoen het aan die kruis. Paulus sê dat hy bloot 'n gestuurde is, dat hy 'n gevolmagtigde is van God, hy 'n apostel is van die Here. Hy was die 13de disipel, die 13de apostel. En het hy van die Here die opdrag gekry om hierdie evangelie boodskap, wat hulle dan beskou as belaglik en minderwaardig, wat juis die krag van God is, hy is geroep om dit te verkondig onder hulle. En daarom
lewer hy hierdie boodskap nie met selfvoldaanheid nie, maar sê hy kom met vrees en bewering. Hy kom, en daai woord wat ons hoor, vrees en bewering, sê hy, ek kom in absolute afhanklikheid van God. Want ek weet, dit is nie my redenasie en my beredeneringsvermoë wat jou gaan oortuig nie. Ek weet, ek kan met die beste filosofie kom, dit gaan jou nie oortuig nie. Ek bring die boodskap, ek kom getuig, God sal deur sy gees jou oortuig. Ons probeer baie keer mense oortuig van die evangelie. Dis nie ons werk nie. Ons werk, die Here het ons nooit geroep om iemand te oortuig van Christus Jesus se verlossingswerk nie. Die Here het ons geroep om vanuit ons verhouding met hom en deur ons lewe van hom te getuig. En hy sal deur dit, sal hy met sy gees die persone wat in aanraking kom met ons oortuig. So wat moet ek en jy dan doen? Bid. En besef hoe afhanklik ons van die Here is. Want geseënd is hy of sy, wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Hulle sal genoem word kinders van God. In afhanklikheid, sê Paulus, het ek na julle toe gekom, julle in Korinte. In afhanklikheid het ek die evangelie kom verkondig. En dan sê vir hulle, en as julle so rondom julle kyk, en julle ervaar die redding, die verlossing wat plaasgevind het, die verandering wat teweeggebring is hier in die gemeente, dis nie aan my toedoen nie, dis aan die toedoen van die Heilige Gees. En dis hoekom hy op 'n stadium ook dan sê, jy dan met Christus begin, wil jy nou in eie krag aangaan? Bly naby aan die Here. Want Jesus het mos gesê, hy wat in my bly, is 'n nuwe mens. Ons kan aan Paulus se redenasie aflê dat dit God is wat deur die Heilige Gees mense voorberei het om te glo. En dis dan om hierdie rede dat Paulus homself toegewy het om slegs die kernboodskap van die evangelie te verkondig, naamlik Jesus Christus as gekruisigde. Want hy het besef en geweet, dis Jesus wat verlos. En hy kan dan ook sê, ek weet uit eerstehands, want ek was teen God. Op die pad van Damaskus het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, Paulus, Saulus, hoekom vervolg jy my? Sy beste intensie het hy besef, wat hom so verblind het, sy selfverheffing en sy selfvermoë het hom so verblind, dat hy teen God opgestaan het, al het hy gedink, hy doen God 'n favour. Wanneer Paulus sê dat hy homself voorgeneem het om niks te weet onder hulle as Jesus Christus en hom as gekruisigde, beteken dit dat Paulus 'n vaste en doelbewuste besluit geneem het om te fokus op die Here en nie op menslike faktore nie. Jy sien, dit is soos 'n kamera. 'n Kamera kan baie goed sien deur sy lens, maar alles lyk maar effe dof. Dis wanneer ek op 'n sekere iets wat ek wil neem, 'n sekere voorwerp op inzoom, op inskerp, dan begin daai beeld skerp raak. En dis wat hy sê, daar's soveel dinge wat ons aflei van God af, wat ons eintlik weglei van hom af. Daar's soveel dinge wat ons besig hou. En sy voorneme wat hy sê is, ek het my voorgeneem om my fokus op Christus te plaas, en nie op die ander dinge rondom my, wat my fokus van hom af kan wegneem nie. Spreuke 4 vers 23 sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En as ons dit hoor, dan sê hy, dit wat in my hart omgaan, en Paulus spreek sy hartsbegeerte uit. Hy sê, my hartsbegeerte is om vir Christus te ken, en hom te ken in sy kruisiging, en net van hom te weet. Dis my voorneme. Jy sien, Paulus het besluit om nie, soos ander rondom hom, op sukses en populariteit, of roem, of enigiets, selfs geld, te fokus nie. Nie op sy eie insig te staat te maak nie, maar in afhanklikheid op die Here te fokus, die bron van alle dinge.
En dit is hoekom hy dan ook in Filippense 3 sê, maar wat eers vir my bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, wat om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gegee het, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Hy sê dan, ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus, as die Christus en wel oor hom, as die gekruisigde. En sê hy dan die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Dit is waarop hy fokus. My vraag vir jou is, op wat fokus jy hierdie jaar? Wat gaan jou voorneme wees? Paulus se voorneme is om Christus te ken en voortaan te leef in Christus. As Jesus die middelpunt is, kry ek perspektief in die lewe, kry verhoudingsrigting en kry swaar kry selfs betekenis. Vra dan jouself af vanoggend, is Jesus 'n toevlug in my lewe, 'n byvoegsel, 'n toevoegsel, iets wat ek net nodig het om my planne te seën wat ek klaar geneem het, of is Christus regtig die fondasie waarop ek bou? Is hy my hulp in moeilike tye, of is hy die vertrekpunt vir elke dag? Beplan ek my jaar saam met hom, of slegs vir hom te vra om dit wat ek klaar beplan het, net te seën? Amen. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, ons wil vir U vra, Here, dat U vir ons deur die Gees sal oortuig van dit wat ons hoor, dat U die middelpunt van ons bestaan sal wees, en dat ons ook in ons harte die voorneme sal neem van Paulus, om niks anders te weet, as U, as gekruisigde, as opgestane, as een wat by God die Vader sit, en vir ons pleit. Amen. Ek wil dan nou vra dat ons sal staan, en dan sal bly staan. Die lied, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Mag dit ons gebed wees ook vir vandag en vir 2026. En ek wil vra dat jy sal staan met die lied en sal bly staan dan ook vir die seëngroet. En ons het nou nie orgelis nie, so die laaste gedeelte gaan 'n lied wees wat gaan speel en jy kan dan van daar af rustig uitbeweeg wat sê gaan dan heen. So kom ons staan vir die lied en dan ook vir die seëngroet. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat
na u vra. Neem my goud en silwer hier, niks nou maak my eie meer, al my kennis en verstand stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na die wyse raad. Neem my lewe, laat ek neer, u gewy, wees meer en meer, laat my hart gedurig juig, en van dankbaarheid getuig. Mag die Here jou seën en beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou ophef en jou sy vrede gee. Amen.